Vriende, wat 'n voorreg om weer saam te kan wees rondom die woord van die Here. Wat 'n kosbare genade wat die Here ons gee om weer 'n nuwe dag in sy naam tegemoet te gaan. En ons is tans besig met hierdie baie belangrike reeks verhoudingsprobleme en die Bybelse oplossings daarvoor. Nou ons het al reeds so 16 boodskappe hanteer. En ek wil vir u sê, ek kan nie alles sê wat ek al reeds gesê het nie. My gebed is dat u self bietjie sal luister, dat u verdere navorsing sal gaan doen, dat u Bybelse insig sal bekom, dat u goeie boeke sal lees rondom hierdie saak, en ook u huwelik so sal versterk om die Here dan te verheerlik. Nou ons is tans besig met hierdie belangrike vraag wat ons vir die huwelikspaartjies vra. Ek vir u gesê, dis die enkel belangrikste verhouding wat daar is, en ons het 'n klompie vrae met mekaar begin hanteer, en ons moet vir onsself punte gegee het. 1 is nooit, 2 soms, 3 is dikwels, 4 baie dikwels en 5 altyd. En u sal onthou, die vraag het nou gegaan oor, is ek toegewyd in my huweliksverhouding, groei my liefde teenoor my huweliksmaat, kan my geliefde hom of haarself wees in my teenwoordigheid. Ons het gekyk na, as ek eerlik, betroubaar, en ag vriende, ons het klompie vrae hanteer, en ons gaan vanmôre by die laaste 3 vrae stil staan. En ek wil vra dat u saam met my sal luister, vir u 'n punt sal gee, en dan kyk ook hoe u en ek die Here verheerlik in ons huweliksverhouding. En is die goed wat ons genoem het in hierdie afgelope paar dae, nie miskien die rede waarom my huweliksverhouding lyk soos dit lyk en hoe ons teenoor mekaar optree soos ons tans optree nie. Kom ons doen 'n kort gebed saam, dan kom ons by die laaste 3 vrae uit. Hemelvader, baie dankie dat ek hierdie kort reeksie ook met hierdie mensies wat luister kon hanteer het. Ek het verseker nie alles gesê wat 'n mens kan sê nie, maar dankie Here dat ons so ietsie kon hoor van die hart van God vir die huwelik, en dat ons deur die toepassing hiervan so ietsie van hemel op aarde kan smaak in ons huweliksverhouding. Here, gee vir ons wysheid om u tog te verheerlik. Help vir ons om nie hoogmoedig en hart van hart te wees en te sê, man, ek sal dit doen op my manier en soos ek dink dis reg nie. U woord, Here, is vir elkeen van u kinders die bron van waarheid. Dis die Vaderhart van God wat geopenbaar word in die blaaie van die Bybel, en mag ons in liefde en in nederigheid en gehoorsaamheid buig voor u gesag, al kos dit dat ons soms om verskoning moet gaan vra en buig en sê, Here, laat ek eerder diensknegt wees voor ek Heer is in my huis. Ag Here, gee vir ons wysheid daarin en word u verheerlik. Amen. Nou vriende, die laaste 3 vrae vanmôre is in die eerste plek, luister jy geduldig na jou maat se hart en is jy werklik geïnteresseerd in wat hy of sy sê? Nou, u moet nou sit, nooit, soms, dikwels, baie dikwels of altyd. En u weet wat die antwoord is daar in u hart. Ag, dikwels sien ons hoe 'n vrou inkom in die sitkamer en die man is besig om televisie te kyk en die vrou vra vir hom iets en hy bly die televisie kyk en hy gee nie eens notisie of aandag aan dit wat sy sê nie. Hy neem nie notisie wat sy sê nie, hy gee nie aandag nie, en vriende, dit is die hartseer wat ons tans beleef in huweliksverhoudings. Die man kom in, die vrou is op haar foon besig, het sy met Facebook, het sy met WhatsApp, hy praat met haar, sy neem nie eens notisie van sy teenwoordigheid nie, sy kyk nie eens na hom nie. En dan is die gord gaar en hulle beklei met mekaar en hulle beskuldig mekaar, en ek dink die groot rede is omdat ons nie besef dat die man en vrou die belangrikste een in die huwelik is nie. Ek wil vir u sê, sosiale media is besig om ons huishoudings oor te vat. Die televisie, WhatsApp, Facebook, al hierdie goed waarmee mense hulle besig hou. Ek wil vir u sê, baie mans en vrouens weet nie eens meer om mekaar te kommunikeer nie, juis omdat hulle nie meer luister na mekaar nie. Baie keer sal 'n man vir sy vrou iets vertel, en die vrou val hom sommer in die rede en sal sommer vir hom die sin klaarmaak, en baie keer kom die vrou en sy vertel die man iets, en hy val sommer in haar rede en maak vir die sin klaar. Ek wil vir u sê, dit hoort nie so nie. Die Bybel sê daar in Job 21 vers 1, maar Job het geantwoord en gesê, luister goed na my rede. Luister goed na wat ek vir jou sê. Dit is belangrik om jou liefde te betoon teenoor jou geliefde, deur te luister na wat die geliefde sê. Of dit nou vir jou as baie belangrik of minder belangrik is, beskou word, dis irrelevant. Luister en gee raad wat jy kan, gee antwoord, sodat die geliefde kan sien, dat jy gee om en jy luister aandagtig en jy het presies gehoor wat hulle sê en jy stel belang in wat hulle gesê het. Die voorlaaste gedagte, verdedig en beskerm jy jou geliefde wanneer ander van hulle kwaad praat of teen hulle opstaan. Ag, ek onthou die jare in die polisie en selfs nou wat 'n mens beleef onder mense, hoe die man sy vrou sal sleg sê.
Dis onlangs in 'n gesprek waar 3 mans gesit het en gesê het, man, as ek my lewe kon oorkry, sou ek nooit getrou het nie, en hoe hulle vroue hulle irriteer, en ek kon nie glo dat mense so van hulle vrou praat nie, en ek wil jou vra, bespreek jy jou vrou met ander mense, bespreek jy jou man by ander mense, vertel jy vir ander hoe sleg is hulle. Ek onthou, toe ek groot geword het, hoe 'n tannie in die bid hier altyd lank gebid het oor haar man, wat so gesuip het, so dronk was. Dan dink ek by myself, ja, die tannie shame, sy kry seker swaar, en later toe kom ek agter, dat haar gesindheid teenoor haar man, het juis veroorsaak dat haar man hom nie bekeer het tot die Here nie. Jy sien, ons moet nie slagoffer probeer speel, deur ons man of vrou sleg te maak by ander nie. Jy bespreek nie jou man of jou vrou by 'n ander persoon nie. Daarom het julle mekaar, julle is een, julle vat julle saak na die Here toe, en as julle nie 'n oplossing kan kry nie, gaan julle na 'n beraader toe, iemand wat God liefhet, wat sy woord liefhet, en julle kry 'n oplossing daar. 1 Johannes 3 vers 16, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir ons broeders af te lê. As jy bereid is om jou lewe af te lê vir 'n broeder, hoeveel te meer nie vir jou vrou of jou man nie. Daarom pleit ek by jou, dat jy hulle sal verdedig en beskerm, wanneer ander mense iets van hulle sê. Ag vriende, luister, as iemand van my vrou iets sê, dan sal ek vir hulle reguit sê, luister, dis nie die vrou waarvan jy praat nie. Mense is so lief om 'n kinderstorie te aanvaar, en so lief om 'n storie te versprei, en ag, die afgelope tyd, waar ou nou uit die ander kerk is, en 'n nuwe kerk is, het ek agtergekom hoe mense net stories glo, en vriende, as jy iemand is wat stories glo, kry vir jou. Jy gaan jou lewe verwoes en jou lewe vernietig. Dis noodsaaklik om elke storie wat jy hoor, van ander mense, van jou geliefde, van mense in jou gemeente, te vat na die skrif en na die persoon, en sodoende God te verheerlik. Die laaste gedagte wat ek jou wil gee, spandeer jy kwaliteit en genoegsame tyd aan jou geliefde. Is jy 'n vreemdeling vir die een met wie jy getroud is? Wonder hulle, waar is jy, en waarom het jy tyd vir alles en vir almal, maar jy het nie tyd vir hulle nie. Dit is belangrik om te besef dat ons kwaliteit en genoegsame tyd aan jou geliefde sal spandeer. As hulle hou daarvan om in 'n inkopiesentrum rond te loop en jy hou nie daarvan nie, doen moeite om ten minste van tyd tot tyd te sê, luister, ter wille van my liefde vir jou, sal ek saam met jou gaan, net om saam met jou te wees. As jy nie miskien lief is vir stap, of miskien lief is vir iets wat jou geliefde doen nie, vra vir hulle, man, kom saam met my, of sê maar, luister, ek wil vandag saam met jou gaan, nie noodwendig omdat ek hou van wat jy doen nie, maar net om 'n bietjie tyd saam met jou te spandeer, of gaan sit daar by die televisie as hulle miskien iets kyk, of stel so 'n bietjie belang in hulle belangstellings, om dan ook sodoende daardie tyd saam te spandeer. 1 Petrus 3 vers 7, net so moet julle manne verstandig met die vroue saamlewe, en aan hulle as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Dit is belangrik dat ons sal sien, dat kwaliteit tyd en genoegsame tyd aan jou geliefde, jou huwelik sal versterk, en sal opbou, en ook hierdie plek sal maak, of hierdie verhouding sal maak, waar ander na sal kan kyk, en sal sê, werklik, hierdie man en vrou het iets van Christus in hulle lewe teenwoordig. Ag, dit is my wonderlik om te dink aan daardie pragtige lied wat geskryf is, oor die lewe wat jy leef, bring dit jou nader aan die Here. Die gedagtes wat jy bedink, die optredes wat jy loods, bring dit jou nader aan die Here, en bring dit jou nader aan jou geliefde. Ek wil afsluit met daardie baie besondere Gesang 190 wat sê, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. En ag, hoe pragtig as ons daardie woorde lees, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak al sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete skweel, Heer, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing aan u, Here, hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer, Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand. Die laaste vers is so belangrik, maak my hart vir u tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Vriende, as 'n mens hierdie gesindheid koester, in jou verhouding met die Here, en jou verhouding met jou geliefde,
wil ek vir jou sê, sal jy so tikkie hemel op aarde in jou huwelik smaak, en sal jy God kan verheerlik, en ander sal na jou kan kyk, na jou huwelik kan kyk en sê, ons wil graag in hulle voetspore volg, omdat hulle in Christus se voetspore volg. Mag die Here ons genade gee, mag ons wysheid gee, en mag ons bekragtig ook in hierdie belangrike sake, om hom te verheerlik. Baie seën vir u, ons bid vir mekaar, ons dra mekaar se las en ons vervul so die wet van Christus. Mooi dag verder, tada.